Amen, familie, julle kan julle sitplekke neem. Ek weet nie of dit goeie of slegte nuus is nie. Maar ons is vandag presies halfpad deur ons familiewaardes. Familie, sê ek hoop julle kan nog 'n paar Sondae saam met my deur die woord van die Here beweeg. Maar ek is regtig, elke Sondag, elkeen van hierdie waardes, ek weet nie as ons dit minder moes gemaak het, watter sou ek uitgehaal het en watter nie, maar gelukkig hoef ons nie, so, ek wil net so vinnig weer deur die waardes gaan wat ons al behandel het. Week 1 het ons gesê, ons geestelike familie glo dat die woord van God lewensveranderend is, as ons die inhoud daarvan toepas in ons lewens. Week 2 het ons verklaar, ons glo, daar is krag in gebed. Week 3 het ons gesê dat ons geestelike familie nie net kerk toe kom om die een of ander vorm van aanbidding te doen nie, maar dat aanbidding 'n leefstyl is, en soos wat die Johannes Evangelie sê, is ons familiewaarde dat ons ware aanbidders is. Ons geestelike familie aanbid die Vader in gees en in waarheid. En vanoggend is ek so opgewonde, want hierdie tema van my is iets wat my baie naby aan die hart lê, omdat ek al aan albei kante van die tema was. Maar die 4de familiewaarde, en ek is regtig, ek hoop vanoggend, ek glo en vertrou dat hierdie boodskap vir iemand in hierdie gebou is. Voordat ek dit die familiewaarde maak, kom ek stel dit so, ek glo met my hele hart dat ons geroep is om kerk te wees en nie kerk te gaan nie. So vanoggend wil ek vra familie, wie van julle sal saamstem dat ons dit 'n familiewaarde kan noem? Ons as Therapia familie is kerk, ons gaan nie kerk nie. Okay, so ons het al 4 familiewaardes waarmee almal saamstem. Prys die Here. Ek so bang ek kom een Sondagoggend hier en dan sê hulle nee, dit klink nie reg nie. Want dan weet ek nie wat ek daai oggend gaan doen nie, maar alles is gegrond op die woord, so dit maak my opgewonde, want dit sirkel terug na week 1 toe. Die woord van God is lewend en kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard, en dit verander lewens. So ek glo, solank as wat ons familiewaardes uit die woord uitkom, sal almal sê, prys die Here, dis deel van ons waardes. Maar ek wil vra, voordat ons na die woord toe gaan, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Abba Vader, dankie dat ons vanoggend in week 4 van hierdie preekreeks kan wees, Here, en ek glo in my hart dat met elke waarde wat ons in hierdie geestelike familie aanneem en deel maak van ons identiteit, gee ons 'n klein treukie nader aan U plan en U wil met ons geestelike familie. Here, en so my gebed vanoggend is ook, mag ons nie net hierdie kennis opdoen nie, mag ons 'n deel van ons lewens maak en dit toepas. Heilige Gees, my gebed is dat U die woord sal oopbreek in ons harte en gedagtes, en dat U ons sal lei en ons sal leer, sodat ons sal weet wat ons hemelse Vader vir ons wil sê vanoggend, Here, en sodat ons as geestelike familie ook in hierdie spasie van samesyn nader aan mekaar kan beweeg, Here, mekaar kan lief hê, sodat die wêreld om ons kan sien dat hierdie nie 'n roetine is nie, hierdie is nie iets wat ons doen nie, dis wie ons is. Ons is kerk. Ons is geroep deur die Seun Jesus Christus om sy hande en voete te wees. Here, en mag hierdie so geseënde tyd in U teenwoordigheid wees, Here, want dit is opwindend om tyd in U woord te spandeer. Dit is so wonderlik om te weet, Here, U het die Bybel tot ons beskikking gestel, sodat ons U stem kan hoor in ons eie lewens. En mag ons vanoggend ons geestelike ore spits vir die stem van U Heilige Gees. En mag U hierdie saad ook laat val, daar waar dit U behaag. Here, en mag U Heilige Gees dit water gee in Jesus naam. Amen. Familie, ek wil so 'n paar weke teruggaan na
die boodskap waarin ek so bietjie die hart en visie gedeel het wat die Here in 2020 met my gedeel het, dat kerk nie gaan oor die fisiese gebou nie. En ek sê vanoggend vir ons Hemelse Vader, dankie vir ons fisiese gebou. Maar daardie Sondag het ek gedeel dat, terwyl ek regtig hard gedink en gebid en die Here vertrou het vir 'n visie vir die bediening, terwyl ek George Barna se boek gelees het, The Power of Vision, het die Heilige Gees regtig met my gepraat oor God se visie vir die bediening wat daaroor gaan, bou 'n kerk wat beweeg. En nou familie, ek weet nie van julle nie, maar as ons een Sondagoggend hier kom en hierdie gebou het beweeg, sal ek nogals skrik. Want die fisiese gebou kan nie beweeg nie. Al wie kan beweeg is ek en jy. En so die hart agter dit kom uit 1 Petrus 2 uit, waar die woord van die Here in vers 4 sê, kom na my toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. En so familie, die kruks vanoggend met ons tema is, daar is 'n radikale verskil tussen kerk gaan en kerk wees. Terwyl ek voorberei het ek hard gedink aan 'n illustrasie. Ek kon nie 'n fisiese illustrasie saamgebring het nie, maar daar het 'n paar in my gedagtes opgekom van ander plekke as die kerk. Nou ek is by ons huis soort van verban uit die kombuis uit. Maar familie, ek kan in die kombuis sit en slaap en staan en doen wat ek wil. Dit gaan my nie in 'n bord gekookte kos verander nie. En die laaste paar weke, dit deel ek met julle in kwesbaarheid, as julle moet my nie aanhaal op dit nie. Maar so seker amper 2 maande terug, wil 'n week, want vir die van julle wat dit nie wil glo nie, pastoor werk nie net op Sondag nie. So teen Vrydag, my gunsteling stokperdjie is visvang. As ek by die dam is, vergeet ek van redelik alles. Maar ek het die Vrydag besef, ek kan nie gaan visvang nie. So ek dink toe iets wat ek nooit gedink het, ek sal doen in my lewe nie. Ek dink toe, kom ek vat my pa se golfstokke, want ek het nie my eies nie. En ek gaan driving range toe, en ek slaan 'n paar balle. En nou familie, ek deel dit met julle ook as 'n voorbeeld. In hierdie laaste paar weke, was ek so 1,5 keer in die Golf Pro Shop. En ek het alles daar gekyk binne in die Pro Shop. Maar toe ek weer op die driving range kom, te besef ek, omdat ek in die Pro Shop was, maak my nie 'n pro nie. Ek sukkel nog steeds. En so wat kerk aanbetref is, jy kan in die kerk wees. Jy kan hier bly, ons sal vir jou bed hier agter in die bidkamer sit. Daar is 'n wasbak, jy kan letterlik hier bly. Dit maak jou nie 'n kind van die Here of 'n lewende bousteen nie. Want hierdie gebou is nie merkwaardig wat die onverganklike wil van God is nie. En so ek wil vir ons lees vanoggend uit Johannes 2 uit, en die wat die woord van die Here saamgebring het, kan saam met my blaai na Johannes 2. Ons lees vanaf vers 13. Die woord van die Here sê, en die Pasga van die Jode was naby, en Jesus het opgegaan na Jerusalem, en hy het in die tempel gevind, die wat beeste en skape en duwe verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit. En hy het 'n sweep van touwtjies gemaak, en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste, en die klein geld van die wisselaars het hy uitgegooi, en die tafels omgekeer, en vir die duiweverkopers het hy gesê, neem daardie dinge hier weg, moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie. En sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. Toe antwoord die Jode en sê vir hom, watter teken toon u ons, dat u hierdie dinge doen? En Jesus antwoord,
en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en u sal dit in 3 dae weer oprig, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek, en toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle het die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Familie, 'n hele wyle terug, blaai ek so deur die lewe van Dawid en ek het daaroor bedien ook. En ek kom by die hoofstuk wat vir ons sê wat Dawid alles bymekaar gemaak het vir die tempel wat Salomo gebou het. Die eerste tempel van Salomo. En toe ek het lees, toe besef ek, hierdie tempel moes iets buitengewoon merkwaardig gewees het. Ons kan ons dit nie indink nie. As jy die mooiste klipkerk in Suid-Afrika vat en dit met goud en silwer oortrek, dan dink ek is dit nog nie so mooi soos wat die tempel van Salomo moes gewees het nie. En hier's 'n paar mooi kerke in Suid-Afrika. Veral in van ons plattelandse dorpies, hou ek daarvan om na die kerke te kyk, is vir my mooi. Maar Jesus kom hierso teen die Joodse tradisie en eintlik geloof en godsdiens in en sê, breek hierdie tempel af, ek sal dit in 3 dae herbou. Maar dit wat Jesus kom doen het nie gegaan oor die fisiese tempel wat vir die Jode 'n godsdienstige spasie was nie, en dit het my baie opgewonde gemaak, want in die Ou Testament moes die Jode allerhande dinge gedoen het om uiteindelik deur 'n hoëpriester tot God te nader. Want Jan Alleman kon nie in daardie spasie inbeweeg nie. En so wanneer ek vanoggend oor hierdie woord bedien, is dit vir my baie groot, want ek glo dat ons gedagtes dalk in 'n ander rigting sal beweeg wat kerk aanbetref. En in Handelinge 7 vind ons in vers 47, die woord van die Here sê, en Salomo het 'n huis vir hom gebou. En dan kom vers 48 en hierso is waar die draaipunt kom, maar die allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou, sê die Here, of hoedanig is die plek van my rus? Wanneer ek dink aan die gedagte van die tempel, dit was deel van 'n hele tyd terug se boodskap. Wanneer ek dink aan die tempel van Salomo in al sy glorie en heerlikheid met al die goud en silwer en koper en houtsneewerk, en ek word stil en ek dink aan die God wat ons aanbid, dan wonder ek, hoe het die mens ooit gedink, ek weet is Ou Testament, dit was deel van die Joodse godsdiens, hulle verhouding met God in die Ou Testament. Maar dan wonder ek net in my eie gedagtes, hoe het die mens ooit gedink, dat ons 'n spasie sal kan bou, wat daardie God kan huisves. Want die God wat ons dien is so groot, dat geen tempel of kerkgebou groot genoeg, mooi genoeg, waardig genoeg is, menslikerwys, om hom te huisves nie. En so vanoggend, familie, is ek baie opgewonde, want in my lewe, ek het dit al 'n paar keer gedeel, het daar vir my 'n groot keerpunt gekom, toe ek in 2019 tot die besef gekom het, nadat ek 2019, hoe oud was ek? 1998, 21, min of meer, amper. Ek het daai jaar 21 geword, so ek was nog 20 in April. En my moeder is hier vanoggend. So sy kan sê, dis die waarheid. Maar vir 20 jaar van my lewe, wonderlike spasie, ek sou dit nie anders wou hê nie, het ek groot geword in die kerk. En groot geword in die pastorie.
Mamma het regtig erg elke aand vir my en Rikus Eben toe later bygekom, maar elke aand van ons kinderlewe het sy vir ons Bybel gelees. Ons het so, vanaand by die jeug gaan die jong mense aantrek om by hulle Bybels te pas. En Eben sê, maar hy weet nie hoe moet hy aantrek. Ek soos Eben, hier so baie Bybels in die huis, jy kan letterlik enigiets aantrek en 'n Bybel kies. Die kans dat dit gaan pas by jou klere is redelik goed. So familie, as ek vir julle sê, ons het kinderbybels, dis nog steeds op my boekrak, ek en Rikus en Ebi het kinderbybel reekse, Nagliggie, en daarso mamma het op 'n stadium, dis 5, daar was 5 blou kinderbybels en 5 rooies. Rikus het 1 stel gekry en ek 1, want ons het beklei toe ons kinders was. So dit moes alles mooi regverdig gewees het, anders is dit, papa het ons Kain en Abel broers, wat het hy, Babel broers? Dis nie die punt wat ek wil maak nie. My hele lewe lank het ek in hierdie spasie beweeg. En saam met dit het ek kerk toe gegaan. Ek onthou een Sondagoggend, om julle konteks te gee, was ek nie so lus vir die kinderkerk nie, want het gebeur ook. En toe ek het vir mamma sê, is die reaksie iets van, jy kan nie ooit nie lus wees vir kerk nie, so daarna was ek altyd lus vir kerk. Ek het nooit weer gesê ek wil by die huis bly nie. Maar in 2019 op die 6 April, toe ek in 'n spasie is waar ek al hierdie kennis het, maar baie ver is van die Here af, toe sê iemand vir my, Franco, gaan terug na die basics toe. Nou familie, Franco ken die basics. Ek ken die Bybel. Ek weet wat dit is om te bid. En in my gedagtes was dit 'n spasie van ek dink nie na hierdie afdwaalpaadjies sal die Here my wil hê nie. Maar die verskil tussen kerk gaan en kerk wees het daar vir my begin. Want die persoon sê vir my, Franco, as jy dink dat jy perfek en 100% heilig moet wees, dink jy dit sou nodig gewees het vir Jesus om te sterf? En in daai oomblik word 20 jaar vir my lewendig. En ek sê nie, daar was oomblikke in daai 20 jaar wat ek die Here ervaar het en wat dit wonderlik was. Maar in daardie oomblik het ek besef, dit gaan nie of jy die basics doen, of die advanced Bybelstudie, en of jy jou 10de, en of jy 'n 5de betaal, en of jy 3 keer op 'n Sondag kerk toe gaan, en of jy by die intersessie is, 'n Woensdagoggend Bybelstudie, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat Jesus jou geroep het om ten spyte van jou swakhede 'n lewende bousteen te wees in die enigste kerk wat hom kan huisves, want hy woon nie in tempels of in kerkgeboue nie, hy bly in my en in jou. En familie, hierdie is seker my grootste passie, omdat toe Jesus in my lewe vir my lewendig en 'n groot oorweldigende werklikheid word, toe besef ek dat godsdiens nooit iemand kan red nie. Net Jesus kan. En vanoggend is ek ekstra passievol oor hierdie familiewaarde, want ek wil 'n gewaagde stelling maak, maar ek glo dis 'n waarstelling. 'n Groot persentasie van die mense in Suid-Afrika is vasgevang in 'n godsdienstige roetine waar hulle kerk gaan en nie kerk is nie. En so die verskil tussen kerk gaan en kerk wees is, as jy kerk is, dan gaan dit nie oor die pastoor of die dominee, of die diakens, of die ouderlinge, dit gaan oor jou verhouding met die Here, want jy's 'n lewende bousteen, so jy koop goud wat deur vuur gelouter is. Dis 'n persoonlike verhouding tussen jou en jou hemelse Vader. Waarin hierdie gevaarlike, en miskien is dit nie net Suid-Afrika nie, maar dis die konteks waarin ons is. In die spasie van kerk gaan,
dink ons as mens, ons moet die een of ander iets doen vir ons saligheid. En toe ek in my lewe besef, daar is niks wat ek kan doen om gered te word nie, toe verander alles vir my. Want toe besef ek, dis net deur die bloed van Jesus Christus, wat ek gereinig en geheilig kan wees. Dit gaan nie oor dit wat ons hier doen nie, dit gaan oor wat hy daar gedoen het, 2025 jaar terug. En so wat vir my so vreesaanjaend is, as ons by die Afrikaans wil bly, van godsdienstigheid is, daai mense is in die regte spasie, ek wil amper sê op die regte pad, in die verkeerde rigting. Want wanneer jy in godsdienstigheid beweeg, jy sien die kruis van Jesus het gekom, sodat dit nie gaan oor wat ons doen, of oor die godsdiens, of oor die wet nie, maar oor verhouding met Jesus Christus. Maar wanneer ons in godsdienstigheid beweeg, is dit 'n gevaarlike spasie, want ons kan maklik van die kruis op Golgotha af beweeg in 'n rigting waar ons goed moet doen om by ons hemelse Vader uit te kom. Maar wanneer jy 'n lewende bousteen is, verander die prentjie. Want dan weet jy, wanneer jy Jesus se genade in jou lewe ervaar het, en daar's 'n liedjie wat sê, love's like a hurricane, I am a tree, bending beneath the weight. Weet julle wat, familie, as jy in daai spasie kom waar die genade van Jesus Christus so oorweldigend is, dat jy buig soos 'n klein boompie in 'n stormwind, dan besef jy, daar's niks wat ek kan byvoeg om heilig te wees nie. Daar's niks wat ek kan doen om my meer gered te laat wees nie. Dit gaan oor wat hy klaar gedoen het. En dan gaan dit soos daai boodskap wat ons oor gepraat het van wanneer jy die woord toepas. Maar dan sit uit 'n ander spasie uit 'n toepassing van die woord. Want dan sit nie uit godsdienstige roetine uit ek moet. Dan sit nie Franco, jy moet kerk toe gaan nie. Franco, jy moet jou 10de betaal. Franco, jy moet sing wanneer dit lofprysing en aanbidding is. Franco, jy moet na die tyd koffie drink. Weet julle wat, familie? Wanneer jy 'n lewende bousteen is, verander die moet woordjie in ek wil hier wees. Ek wil my 10de betaal. Ek wil die Here loof en prys. Ek wil na hierdie diens saam met julle koffie drink. Ek wil hier wees. Met alles in my. Dis nie vir my routine nie. Hierdie is my gunsteling dag van die week by verre. Want ek kan my geestelike familie sien, ek weet, ek is 'n bousteen in die kerk van Jesus Christus. En so familie, ek lees vir ons in 1 Johannes 4. Die woord van die Here sê vanaf vers 7, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat hy sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. En elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin
het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. En familie, terwyl ek voorberei, toe gaan kyk ek na sleutelverskille rondom kerk gaan en kerk wees. En ek wil vir 'n oomblik stil staan by kerk gaan, ek het aan dit geraak, maar kerk gaan, wanneer dit nie uit verhouding uitkom nie, gaan grootendeels oor die routine en fisiese bywoning. En toe ons in die kinderkerk was 'n wonderlike manier om kinders te motiveer, maar daarso was boekpryse en dan was daar so 'n koemvoucher vir 100% teenwoordig. So asof daar nie genoeg Bybels in die pastorie is nie, het ek die grootste deel van my kinderjare 'n koemvoucher gekry om nog Bybels te koop. Maar wanneer dit nie uit verhouding uit is nie, gaan dit oor routine en bywoning. En ek het 'n paar bywoningssertifikate, maar as ek nie in verhouding met die Here was nie, sou daai bywoningssertifikate ook nie bygedra het nie. Dan volgende, soos ek gesê het, kerk gaan baie keer oor wat ek moet doen, of wat ek kan doen. En die realiteit vanoggend wat ek wil hê ons moet besef, ons kan niks doen wat opweeg nie. In 'n godsdienstige spasie is daar niks wat kan opweeg teen die kruis van Jesus Christus nie. Niks. Paulus sê ons beste werke is soos 'n vuil lap. In die Suid-Afrikaanse konteks, soos wat ek het genoem het, is kerk gaan, in die sin van die woord, baie parallel aan godsdienstigheid. En soos ek gesê het, is 'n baie gevaarlike spasie. Want daar is klomp reëls en dinge wat ons laat dink ons is okay. Ons is op pad. Op die pad. Soos ek gesê het, in die verkeerde rigting. En so, die gevaar van kerk gaan is, en hierdie is baie radikale stelling op sosiale media, maar dis die waarheid. Ons as Suid-Afrikaners is nie deel van die een of ander verbondsvolk wat deur wettiese godsdiens in verhouding met God kan tree. Nie, God het een volk en dis Israel. As dit nie was vir Jesus nie, sou ons nog steeds verlore gewees het, want ons is deel van die heidendom. Suid-Afrikaners wil dit nie hoor nie, as gevolg van 'n dag in Desember, en is wonderlik, ons het 'n belofte aan die Here gemaak, en ons moet dit vier. Maar ons Suid-Afrikaanse godsdiens, jou geloof, hoop en liefde bordjie in die kombuis, dit gaan jou nie red nie. Die feit dat jy deur die regte roetes gegaan het, en jou kinderdae, en die vyand kry het reg om ons vas te vang in 'n kerk gaan routine, sodat ons nie tot die besef kom, daar's meer as dit nie. Kerk gaan, en dis die laaste een rondom kerk gaan. Terwyl ek voorberei, toe dink ek aan hierdie paar punte oor kerk gaan, toe dink ek, die hartseer is, daar's nie veel aan kerk gaan nie. Is nie veel om te sê nie. Die laaste een is kerk gaan is baie keer passief en apaties. Preek jy, pastoor, ek gaan kerk, luister die preek. Dit is nie aktiewe deelname in die evangelie van Jesus Christus nie. En selfs net in hierdie paar bullet points in my preek, toe dink ek, dit is so hartseer as jy in 'n spasie van kerk gaan is, hoeveel mis jy uit? Want daar is soveel meer, familie. En so die positiewe nuus, hoekom hierdie waarde my so na in die hart lê, is dit het my hele lewe verander, vir ewig. Spoiler alert, Franke van der Vlies is nog steeds nie volmaak nie, maar ek weet deur posisionele heiligmaking in en deur Jesus Christus is ek geheilig en gereinig.
Het gaan nie oor wat ek gedoen het nie. Ek wil môre beter wees as wat ek vandag is en oor môre as wat ek môre gaan wees. Nie omdat dit godsdienstige roetine is nie, maar omdat ek besef die God wat ek dien is so groot. Ek wil meer soos hy wees. Ek wil meer soos Jesus wees. En so, wanneer ons kom by kerk wees, is daar soveel meer. Ons is hier, ons kan dit geniet. Ek wil amper sê kerk gaan is soos die light version van 'n app. Jy weet nie wat daar is as dit oorgaan in kerk wees nie. Soos die 7-day free trial. Jy het nie 'n idee waaroor dit eintlik gaan nie. Maar wanneer dit kom by kerk wees en lewende boustene wees, is die lys so lank. Van is so wonderlik. Die eerste punt is, kerk wees gaan oor persoonlike verhouding met ons hemelse Vader. Ek en jy kan deur die bloed van Jesus in verhouding staan met die God wat hemel en aarde gemaak het. Persoonlik. En dan gaan dit verder, kerk wees, gaan nie oor wat ek en jy kan of moet doen nie. Dit gaan totaal en al oor wat Jesus al reeds gedoen het. En as dit ons vertrekpunt is, soos ek gesê het in gebed ook, dan verander ons gedagtegang so 'n bietjie van, wat kan die kerk vir my doen, of waarvoor moet ek vir my bid, nou Here, wat kan ek vir u doen, want u het klaar alles vir my gedoen. Kerk wees is aktief en missie gedrewe. Kerk gaan is wat ons gesê het, consumers, ek gaan kerk toe, ek kry 'n woord, word bedien deur sange. Kerk wees, is ek gaan kerk toe om medegelowiges te sien, sodat ons mekaar kan bedien, vir mekaar kan bid, kan hoor wat die Here vir ons wil sê, sodat ons hierdie week kan gaan, en die groot opdrag kan gaan uitleef in ons lewens. Aktief en missie gedrewe. Kerk wees strek verby die grense van enige fisiese gebou. Omdat die stene lewendige boustene is dit groter as hierdie gebou. Kerk wees is nie 'n roetine nie, is nie 'n paar merkies wat ons moet afmerk nie. Kerk wees is 'n leefwyse waarin ons kies om elke dag deel van die liggaam van Jesus te wees. En so familie, so 'n paar jaar terug, ek deel dit was 'n kosbare tyd. Het die Heilige Gees baie naby aan dieselfde met pappa gedeel. En hy het baie bold sulke borde laat maak. Van die geestelike familie sal dit onthou. Wat aan die binnekant van ons voordeure was, wat gesê het, hier verlaat die kerk die gebou. En die hart agter dit is so kragtig. Want wanneer ons kerk gaan, dan probeer ons die boodskap binne in 'n gebou toesluit. Wanneer ons kerk is, probeer ons die boodskap saam met ons vat oral waar ons gaan. En so, 'n paar van ons lidmate in daai tyd het gedink hulle moet dit regtig verlaat, maar ek wil sommer op die noot sê vir almal wat van die huis af kyk, maak my so opgewonde familie, ek dink elke Sondag is daar minder oop stoele in hierdie gebou. Elke Sondag. En soos jy by die huis kyk op Facebook, ek wil vir jou sê, kom by die kerk uit, want kerk wees is soveel beter as kerk gaan, en oor 'n paar maande of 'n jaar van nou af, gaan jy dalk op iemand se skoot moet sit. Hierdie aanhaling was vir my kosbaar, familie. In essence, going to church can be a part of being the church, but it's not the full picture. Being the church is about living out one's faith in a way that transforms individuals and communities. Kerk gaan kan deel wees van kerk wees. Nie andersom nie.
So wanneer ons hier by mekaar kom, is dit uit 'n spasie uit van elkeen van ons is lewende bous. En elkeen wat die liefde van God sy of haar lewe uitleef en verklaar dat Jesus die Seun van God is, leef in God en God in hom, sodat ons lewende boustene kan wees. En ek wil vanoggend se boodskap afsluit met 'n gedeelte uit Hebreërs uit. Hebreërs 10 kom die woord van die Here en ek weet julle is besig met die, waar trek julle in die Hebreërs studie? Hebreërs. Maar Hebreërs 10 is so kosbaar, het sê, want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers, wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid, lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in 'n boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffer en sondeoffers wou u nie hê, en het u nie behaag wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God, en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit, na die dae, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en aan hulle ongeregtighede sal ek nooit weer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die doop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En dan sê die woord van die Here in vers 25, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer ons die dag sien naderkom. En familie wat so groot is, Hebreërs sê, en ek was nie by die studies nie, ongelukkig nie. Hebreërs sê, al daai offers jaar na jaar, dit kon nie die prys betaal het nie. Maar die eenmalige offer
van Jesus Christus. Deur die voorhangsel te skeer. Sy liggaam gee vir ons 'n nuwe weg. Ons hoef nie deur 'n hoëpriester of deur tempelrituele en roetine na ons hemelse Vader toe te kom nie. Ons kan deur die bloed van Jesus Christus self na ons hemelse Vader toe kom. So familie, vanoggend, wanneer ek dink aan hierdie boodskap, is daar nie soveel vir ons 'n direkte uitdaging die week nie. Mag ek vra, weet in hierdie laaste paar weke, weer die woord so 'n bietjie anders probeer lees om te kyk waar julle dit in julle lewens kan toepas. Hier's 'n paar hande wonderlik. Die wat dit nog nie probeer het nie, daag julle weer uit, hierdie week wat kom, probeer dit. Kyk watter impak het die woord van die Here as jy dit toepas in jou lewe. Wie het probeer met danksegging bid meer as dit maak 'n groot verskil? Wie kan vanoggend sê, hoe wonderlik is dit nie om te weet dat die Here elke dag vir ons voorsien nie? Dit is so groot. Weet in hierdie week wat verby is, so 'n bietjie probeer fokus daarop om in enige situasie dit 'n spasie van aanbidding te maak. Hierdie is alles wonderlik. Kom ons wees eerlik met mekaar, is dit altyd maklik? Vanoggend is daar nie soseer 'n uitdaging soos 'n uitnodiging nie. As jy in jou lewe al kerk gegaan het en jy redelik vertroud is met die roetine en hoe die dinge moet gebeur en wat, waar en wanneer, wil ek jou vanoggend uitnooi om in hierdie week in 'n spasie in te beweeg waar jy soek na meer, want daar's soveel meer as jy besef dat jy kerk is en nie kerk gaan nie. En familie, so hierdie is ons 4de familiewaarde en dit lê my regtig naby aan die hart. Want die hele prentjie verander. Miskien is al van ons familie wat nog nie voel ek is 'n lewende bousteen nie. Ek wil hê in jou eie stilte tyd, jou eie tyd met die Here, vra dat die Here jou sal wys, die Heilige Gees jou sal lei en hy jou sal oprig tot 'n lewende bousteen, sodat ons kerk kan wees, sodat wanneer ons hierdie gebou verlaat vir die week, julle moet volgende Sondag terugkom, dan is dit aktief en missie gedrewe, wetend ek's deel van die liggaam van Jesus Christus. Die boodskap hoef nie te bly in hierdie gebou nie, inteendeel. Dis eintlik, wat is 'n beter Afrikaanse woord, preferable, dat die boodskap uitgaan, dat dit mense bereik, dat hulle die liefde van Jesus in my en jou sien, sodat hulle kan weet, God woon nie in 'n kerkgebou nie, hy woon nie in 'n tempel nie, hy woon in my en jou. En so familie, kom ons fokus daarop, so ver ons moontlik kan, kerk te wees, seker te maak dat elkeen van ons op 'n individuele vlak tyd uitkoop om in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader te beweeg, te luister vir die stem van die Heilige Gees, om hom te aanbid in elke oomblik, te bid met danksegging in ons harte. Die mense om ons te wys, daar's meer as roetine en godsdiens. Daar's 'n hele ander wêreld as jy verby godsdiens in verhouding in beweeg. En my gebed is dat hierdie nie 'n spasie van godsdienstigheid sal wees nie, maar dat dit Rikus bid dit baie keer transparant, dat dit 'n transparant, 'n deursigtige spasie van verhouding kan wees.
Want dis in 'n spasie van verhouding wat ons vir mekaar kan sê, weet julle, dit gaan nie altyd goed nie. Weet julle, per voorbeeld, ek het hierdie week wat verby is, soos Paulus sê, gedoen dit wat ek nie wil doen nie, en nie gedoen nie dit wat ek wil doen. Maar in 'n verhoudingsspasie, kan ek vir julle sê, ek weet julle ook. In 'n godsdienstige spasie kom ons gesoet en getaai, en ons sê dit gaan goed, dankie en self. Hoe was jou week? Nee, wonderlik broer. Botter kan nie in ons monde smelt nie, ons almal is verskriklik heilig. Maar dit help niemand nie. Dit bring niemand nader aan die Here nie. Dis juis in ons, is wonderlik hoe God ons eie seer en gebrokenheid kan gebruik om ander gebroke mense nader aan hom te bring. En so ek weet nie in 'n godsdienstige spasie, ek weet in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader wil ons beste gee. Maar die realiteit is dis elke dag. So dit help nie ons is net op 'n Sondag in daai spasie, broers, susters van die gemeente. Julle lyk almal baie heilig. Wat van as ons Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag kerk is? En wanneer ons met vrymoedigheid mekaar kan bel. Ek voel my Hans kan bel, sê oom, die vyand toets my hierdie week. Ek weet niks van karafie, maar is iets fout. Het gaan nie altyd net goed nie. Ek moet my gedagtes rig dat dit my nie onderkry nie, of vir Christian sê, weet jy Chris, ek sukkel partykeer om nie te veel, hierdie is nou net, ons beweeg in daai rigting in, maar weet jy Chris, ek sukkel partykeer om nie te veel koffie op 'n dag te drink nie. En dan sukkel ek om te slaap in die aande, so dan word ek in die oggende klaar mismoedig wakker, en dan is ek nie die beste lewende bousteen nie. Dan is ek party daar meer gedink aan my voorbereiding, want dan is partykeer in die kerk, mense wat dink hulle is geroep om suurstene te wees. Maar is dit nie wonderlik om liggaam te wees en vir mekaar te kan sê, weet jy, dit gaan nie altyd net goed nie. Bid saam met my. Bid saam met my. Ons is saam in hierdie wedloop. As ek weet dit gaan nie goed nie, kom ons bid saam. Ons hou ons oë gefestig op Jesus. Ons gaan saam hierdie pad stap. En dis die groot verskil. So familie, ek nooi julle in die spasie van kerk wees in. Mag ons regtig fokus daarop om lewende boustene te wees. En nie te dink dat hierdie gebou, of die leiers, pastore, musikante in hierdie gebou 'n aandeel kan hê in jou saligheid of redding nie. Hierdie tyd op 'n Sondagoggend is om familie te wees. Om vir mekaar te sê, hou goeie moed. Jesus se koms is voor die deur. Na mate julle die dag sien naderkom. Moenie die dienste mis nie, want is lekker hierso. Dis lekker in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Dis lekker om tyd in sy woord te spandeer. Dis lekker om tyd in aanbidding en in gebed te spandeer. So familie, ek bid regtig dat ons sal wegdoen met routine en onnodige tradisie. Dat ons sal beweeg in 'n spasie van verhouding, eerstens met ons hemelse Vader, maar ook met mekaar. Want dan is ons effektief kerk. So ek wil vra, kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, wanneer ons deur godsdienst en tradisie en routine vasgevang word en ons gedagtes dink dat U in 'n fisiese gebou toegesluit kan word, Here, dan besef ek, het ons as mens nie die vaagste benul in wie se teenwoordigheid ons inbeweeg nie. Here, in die Ou Testament het U deur die wet U volk gelei en Here, was dit die manier waarop hulle in verhouding met U gestaan het deur offers te bring en
deur die wette gehoorsaam. Here, maar ons leer in U woord dat U vir ons 'n nuwe weg gee deur Jesus Christus. Here, omdat U geweet het dat die mens in hierdie godsdienstige roetine nie goed genoeg is, nie aan die standaard voldoen, om in die spasie van U heiligheid in te beweeg nie. En Here, dit is so groot vanoggend wanneer ons dink, dat van die skepingsverhaal af was U hart, om in verhouding met die mens te staan. Here, en wanneer ons daaroor dink, kan ons gedagtes nie daarby uitkom nie, en kan ons net dink, Here, wie is die mens, dat U aan ons dink? Here, wie is ons? Ons is klein en nietig. Here, maar U wou so graag in verhouding met ons gestaan het, dat U Seun Jesus Christus gestuur het om vir ons sondes te sterf, sodat ons nie deur 'n godsdienstige roetine na U toe hoef te nader nie, maar dat ons deur die bloed, die volmaakte bloed van die Lam Jesus Christus na U toe kan nader, as U kinders vrygekoop, gereinig en geheilig, deur daardie bloed op Golgotha. Here, en steeds in ons eie vermoë is ons nie goed genoeg nie, maar Here, dit is so wonderlik om te weet, dit gaan nie oor wat ons kan doen, of moet doen, of dink ons moet doen nie, dit gaan oor wat U al reeds gedoen het, toe U aan daardie kruis gesê het, tetelestai, die prys is betaal, dis volbring, daar is 'n nuwe pad na die hemelse Vader toe, 'n pad deur die bloed van die Lam, want ons as mens, Here, ons kan nie eers al die wette in die Ou Testament onthou nie. Here, en daarom kan ons met dankbare harte vanoggend kom en net opnuut besef, daar is 'n groter plan as godsdiens en roetine. Die plan was nog altyd verhouding. Here, my gebed vanoggend is, mag hierdie geestelike familie van ons, mag dit ons hart wees. Ons is geroep tot lewende boustene. Here, U is die hoeksteen, en dit maak nie saak waar in U kerk ons inpas nie, Here, solank ons net kan deel wees. Here, solank ons net in verhouding met U kan staan, solank ons mekaar kan dien in liefde, sodat die wêreld kan weet dat ons U kinders is. Here, solank ons net kan deel wees. Here, is dit so groot om te weet, dat U nog nooit, Here, U teenwoordigheid kon nog nooit ingeperk of beperk wees tot die spasie van 'n mensgemaakte gebou nie, want U is so groot. Here, en dan is dit so wonderlik om te weet dat deur U Heilige Gees leef U in en deur ons. Here, net wanneer ons lewende boustene is in U koninkryk, Here, is daar 'n spasie waarin U liefde tentoongestel kan word, waar U liefde uitgeleef kan word. Here, waar U liefde vir ander mense gedemonstreer kan word. Here, en daarom, Here, glo ek die Heilige Gees hierdie brandende passie in my hart aan die brand gesteek, dat ons moet wegbeweeg van die roetine af. Dat ons moet wegbeweeg van ons vooropgestelde idees af. Dat ons moet wegbeweeg van dit wat Suid-Afrika dink kerk is. Here, want 'n groot deel van ons land gaan kerk en hulle besef nie, daar's soveel meer. Daar's soveel meer as wat hulle ervaar nie. Here, mag ons in hierdie spasie net besef, daar is meer. Daar is meer wanneer ons in verhouding met U staan, want die graf is leeg. En soos wat die Hebreërs skrywer sê, Here, U het die voorhangsel geskeur, U het die liggaam oopgebreek vir ons, sodat ons toegang kan hê tot U teenwoordigheid. Here, nie een keer 'n jaar nie, nie een keer 'n maand nie, nie een keer 'n week nie. Here, maar elke dag, wanneer ons tot U nader, dan sê U woord, nader U tot ons. Here, en so mag ons in die tyd wat voor lê, regtig fokus daarop, om U stem te hoor, om U woord in ons lewens toe te pas, deel te maak in ons gedagtes en ons harte. Here, om te bid sonder ophou, om U te aanbid ten spyte van. Here, om U te aanbid in elke oomblik, goed of sleg. Here, mag ons fokus om kerk te wees en nie kerk te gaan nie. Here, ek bid seën ons geestelike familie,
En mag hierdie week wat voor lê, Here, mag U Heilige Gees geleenthede voorberei waar ons kerk kan wees. Daar waar die tekkie die teer tref. Dat ons lewende boustene kan wees. Dat ons U wil in ons lewens sal soek. Wetend, die prys wat U vir ons betaal het is so groot, dat ons nie in 'n roetine vasgevang kan wees nie, maar dat ons in verhouding moet staan. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.